Goeienaand vriende. Dit laat my nou dink aan 'n geval waar ek gehoor het waar 'n predikant eendag gepreek het en hy preek toe oor Adam en Eva in die tuin van Eden en hy praat oor juis waar hulle van God se aangesig gevlug het en besef het hulle is naak en hulle self toe met vye blare bedek het. En terwyl hy so briesend in sy boodskap is, blaai hy en hy soek en hy kyk en hy sien maar daar's 'n bladsy weg. En terwyl hy so blaai en soek, toe sê hy verskoon my, ek soek nou 'n vye blaar. So toe ek nou vanaand hier opklim en ek wil begin praat, toe sien ek maar waar is my mikrofoon nou? Maar dankie as dit hom gevind. En wonderlik so kan ons vanaand aangaan met ons verootmoedigingsreeks. En ja, ons is al by boodskap 4. Die tyd vlieg en dit gaan so vinnig verby, maar ek kan vir u sê vir my en ek vertrou vir u ook, is dit 'n geseënde week tot dusver waar die Here waarlik kom spreek het en kom praat het. En tot dusver rondom die boodskap van verootmoediging het ons gesien Sondagoggend die Here vir ons kom wys die bron van verootmoediging, sy woord self, die metode van verootmoediging, hoe ons dit moet doen en toepas, die besef en belydenis, oorgawe en herstel. Ons het gesien in Dawid se lewe en gisteraand het ons ook besonders gesien die doel van verootmoediging. Maar vanaand kyk ons na die rede vir verootmoediging. Waantoe werk ek en u? Wat gebeur wanneer ons onsself verootmoedig voor die Here? Wat is die, ek wil nie sê eindresultaat nie, want daar sal altyd nog geleentheid wees vir groei, maar waantoe groei ons en wat gebeur? En daarom wil ek u nooi om vanaand saam met my op te maak by Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2, ons gaan daar die eerste 11 verse saam lees. Hierdie hoofstuk staan ook baie bekend as 'n Christologiese hoofstuk en gedeelte, en die rede daarvoor is, dit kom openbaar vir ons in diepte wie Christus is, hoe hy mens geword het, wat hy hier op aarde kom verrig het en doen het, sy hooftaak en doel. Tussendeur al die genesings en wonderwerke was Jesus altyd bedoel in sy hooftaak en doel, die kruis. En die kruis staan as hoogtepunt, nie net in die woord van God nie, maar staan as hoogtepunt in die hele skepping en tydperk en geskiedenis van die heelal. En saam met dit wys dit vir ons ook die rede en die doel van Jesus se hemelvaart en ook waar Jesus Christus vanaand en nou is, terwyl ons hier is. Waarmee is Jesus besig en wat doen hy heiliglik ook so vir ons? Kom ons lees dan saam hoofstuk 2 van Filippense. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, die wat in die hemel en die wat op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. O Heer, ons eer U vir 'n tyd en 'n geleentheid soos hierdie. Ons sê vir U dankie vir 'n geleentheid van afsondering en stil raak. Here, dat ons net weer die aand weer kan kom en verkoop word deur U woord. En Here, ek dink nie ons besef altyd die voorreg wat ons het nie. Ons sien, Here, hoe word U kinders vervolg, so baie in verskillende lande waar die woord verbied is,
waar hulle in die geheim moet by mekaar moet kom, waar hulle elke dag hulle lewe in gedrang is, net omdat hulle die naam en die woorde Jesus Christus uiter. Ons dink so in Nigerië, in die Midde-Ooste, en so baie lande, Here, waar hulle nie die voorreg het wat ons het. En daarom, Here, mag ons waarlik die tyd uitoop, hierdie geleentheid benut tot sy volste, deur om te kom met 'n oop hart, 'n oop gees om te ontvang wat U deur die woord tot ons wil kom spreek. En Here, so wil ons vanaand weer eens kom pleit en kom vra, kom spreek met ons deur U woord, kom wys en openbaar ons harte aan ons, kom lei ons in die waarheid, kom wys vir ons wat U vir ons verlang en begeer, en mag dit ook ons verlange en begeerte wees wanneer ons hier uitstap. Dankie, Here, vir wie eenvoudig U is, nie net vir wat U kom doen het nie, maar vir wie U is. Dankie, Here Jesus Christus, dat ons U kan eer as God, dat ons U kan groot maak, dat ons weet, Here, U het mens geword, nie sommer of toevallig nie, maar uit liefde, het U U hand uitgesteek, vir ons aan die kruis kom sterf, U eie lewe kom aflê, sodat ons 'n ewige troos, 'n ewige behuising, ewige geestelike plek mag hê waar ons saam met U kan wees. Daarom wil ons vra, seën ons in hierdie aand, Here, en word U ook verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vanaand, liewe vriende, wil ek graag met U praat oor die gesindheid van Jesus. Die gesindheid van Jesus. En dit is ons doel en eindpunt van verootmoediging. Waarom ons dit doen? Nou Jesus het nie nodig ooit gehad of sou ooit nodig hê om homself te verootmoedig nie, want hy is sondeloos en volmaak en perfek. En daarom is hy vanaand en vir ewig die ideale voorbeeld vir U en vir my. Die voorbeeld wat ons moet strewe en begeer om meer soos hy te word. Vers 5 van ons geleesde gedeelte sê sulke belangrike woorde vir ons. Daar staan dat hierdie gesindheid, dit praat van Jesus se gesindheid, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Die woord spoor ons aan en moedig ons aan om dieselfde gesindheid as Jesus te hê. En ek is seker u het al die uitdrukking gehoor, ons moet meer soos Jesus word. Maar mense interpreteer en verstaan dit baie keer verkeerd. Daar is sekere mense wat dink dit beteken ek moet nou letterlik aardsfisies soos Jesus aantrek of lyk of optree of maak of lewe soos hy geleef het. Waar meeste van kinders van die Here dink dit beteken ek moet my persoonlikheid aanpas dat ek dieselfde persoonlikheid as Jesus het. Dit is wat meeste kinders van die Here dink. Maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord wat hier gebruik word is die woord die gesindheid van Jesus moet ons gesindheid wees. Persoonlikheid is iets uniek aan elke individu. Persoonlikheid is iets waarmee ons gebore word, gevorm word deur ons lewenswandel en dit is wie ons is as mens. En Jesus wil nie vanaand jou en my persoonlikheid verander nie. Hy wil dit wel vorm. En hy vorm dit deur die regte gesindheid wat in ons harte ingeplaas word. Sien, liewe vriende, 'n gesindheid is 'n uitkyk, 'n gedagtegang, 'n manier van handel en wandel. Dis nie wie ek is in my interne, is ek 'n uitspattige persoon of teruggetrokke? Is ek 'n persoon wat hou daarvan om te gesels met ander? Is ek 'n persoon wat hou van die buitelug en natuur? As hy ook eerder van boeke of waarvan ook al my persoonlikheid mag openbaar? Dit is nie wat die Here wil kom verander nie, maar wel wil kom vorm. Maar wat die Here wel wil kom verander en ook vorm en wat hy wil juis vra van ons af om in die voorbeeld van Jesus na te volg, is in u en my gesindheid. Want sien, liewe vriende, ons persoonlikheid sê dalk ek is stil en teruggetrokke. Maar die regte gesindheid sê ten spyte van dit moet ek met mense praat oor Jesus. So alhoewel my persoonlikheid nie noodwendig verander nie, moet my gesindheid baie keer verander. Aanpas dat ek dieselfde gesindheid sal openbaar as wat Jesus Christus geopenbaar het. Die gesindheid is hoe ons teenoor ander oorkom, hoe ons God en sy woord ag en hoe ons ander mense benader daarmee. En dit is ons einddoel aan die einde van die dag vir verootmoediging. Verootmoediging help dat ons persoonlikheid aangepas word deur die regte gesindheid te openbaar as 'n kind van die Here. So alhoewel ons persoonlikhede verskil van mekaar vanaand, behoort ek en u dieselfde gesindheid te hê.
Die gesindheid om God beter te wil leer ken. Die gesindheid om God eerste te plaas, my aandag en fokus en uitkyk op hom. Die gesindheid om hom te wil verheerlik deur my lewe. Die gesindheid om ander te wil vertel van hom. Die gesindheid om op te offer en alles vir die Here oor te gee. Maak nie saak wat die koste of wat dit vir my afvra nie. Die gesindheid om hom te gehoorsaam en reg te lewe en ook dit aan die wêreld te openbaar. Dit is dieselfde gesindheid wat ek en jy moet hê, ten spyte van wat ons persoonlikheid vanaand moet wees. En daarom, liewe vriende, roep die Here u en my baie keer buite ons gemaksone, buite ons raamwerk en boksie waar ons veilig voel en gemaklik voel en dit vir ons lekker is om in te wees. God roep elkeen van sy kinders buite daai gemaksone, waar ook al daar die lyn vir my getrek is. Sekere mense voel ek kan nie eers met 2 of 3 mense in gesprek tree nie, wat nog voor 'n groot groep. Ek kan nie maklik eers my gedagtes agter mekaar kry nie, wat van nog met iemand te praat en te lei in die weg van die Here. Dit is waar die Here u en my roep buite ons gemaksone. Buite 'n plek waar ek van familier is, wat vir my maklik is, en baie keer buite 'n plek wat vir my lekker is. Dis dalk vir my lekker om met mense hier in 'n groepie te praat, die wat te ken, die wat ek weet, maar wat van buite, wat van met ander mense? En dit is wat die Here vanaand vir ons wil kom openbaar en wys. Dat daar in u en my 'n gesindheidsverandering moet plaasvind. Maar dank die Here dat hy nie net vir ons sê hoe dit moet lyk nie, maar dat hy deur die voorbeeld van Jesus Christus, die tweede persoon in die God 3 uit, dit vir u en vir my kom openbaar en wys. Sien u, 'n goeie leier openbaar nie sy leierskap deur om ander rond te jaag en te sê jy moet so maak en jy moet so maak nie. 'n Goeie leier openbaar dit deur homself die voorbeeld te stel. As iemand wat kan sê ek verwag dit van jou af, omdat ek dit al self gedoen het, self deurgemaak het en weet wat dit verwag en dat dit moontlik is. En dit is die voorbeeld wat Christus vir u en vir my nagelaat het. Dit is die voorbeeld wat ek en u vanaand moet nastreef en involg. Daardie voetspore van Jesus Christus wat vir ons nagelaat is. Maar ek en jy moet vanaand verstaan dat daardie voetspore is deurdrink met bloed. Bloedbevlekte voetspore wat vanaand vir ons uitgelê is. Deur die voorbeeld van die kruis van Jesus, die opoffering wat hy vir u en vir my bewerk het. In vers 7 sê dit vir u en vir my dat die Here Jesus dit nie roof geag het om hom gelyk aan God te stel nie. Want hy is God. Hy staan gelyk aan God die Vader en God die Gees. Nie een is hoër of belangriker as die ander een nie, maar dat Jesus Christus openbaar aan ons as God die Seun. En hy, wat dit nie roof geag het om gelyk aan God te wees nie, het homself verontledig, het homself vir ons kom neerlê. Hy het mens geword en die woord sê hy het 'n dienskneg geword. Daardie woord dienskneg is die woord dolos. Nou die van die wat dalk hou van see of visvang, sal jy sien daar by die hawe lê daar hierdie vreemde goed baie keer, hierdie klippe wat so uitgekap is. Dit word 'n dolos genoem en dolos is die Griekse woord vir slaaf. Christus, God van die heelal, kom maak homself mens of hy word mens. En hy onderwerp hom nie net tot die eenvoudige mens nie, maar tot 'n dienskneg, 'n slaaf. Waarom? As liefdebetoning vir u en vir my. As pad van verlossing, dat ons die ewigheid kan beerwe en ons eie maak. Daarom het hy homself ontledig, ja, hy was gehoorsaam tot die dood toe. En dan sê, wil ek weer u herinner, vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Verootmoediging moet u en my lei, om te sien waar stem my lewe en die lewe van die Here Jesus Christus nie ooreen nie. Vir die ouer mans wat vanaand in die gehoor is, u sal baie goed ken in die weermag as u in 'n ry moes gestaan het. Want daai korporaal sommer gesê ek wil een man sien. Ek wil nie sien iemand steek bietjie hier uit en iemand steek bietjie hier uit nie. Een man in 'n lyn, dis hoe reguit daardie ry moet wees. En dieselfde met ek en u vanaand. Ons is kinders van die Here en ons staan in Christus. Maar dat ons lewens soms nie ooreenstem met die gesindheid van Christus nie, is 'n groot waarheid. Dat daar baie keer nog selfsug, eie wil, begeerte in my lewe is, wat oorgegee moet word, is 'n feit en 'n realiteit vir ons. En dit is wat die Here vanaand wil kom openbaar en wys, en u en my tot roep.
Dat daar waar my lewe nie met die voorbeeld van Christus ooreenstem nie, dat dit verander sal word, dat ek meer en meer na die gelykenis van my Heiland sal word. Weer wil ek vir u vanaand herinner. Dit beteken nie my persoonlikheid moet vanaand verander nie. Dit beteken nie ek en u moet vanaand voorgee iets wat ons nie is nie. Dit beteken nie ons moet met maskertjies rondloop om ander te beïndruk en tevrede te stel nie. Sien liewe vriende, heiligmaking as geheel, dit wat God ons kom vorm in ons gesindheid, ons heiligmaking, is 'n spontane saak. Dis nie iets wat aangeplak word of persoonlik per ongeluk maar net moet voorkom of voorgee word nie. Heiligmaking is spontaan in die sin dat dit is wie ek is in die publiek en dit is ook wie ek is in die privaat. Dit kom van nature te voorskyn in my. Dat my gesindheid is soos die van Christus. Gesindheid is nie wanneer ek myself forceer of dwing of iets te doen nie, maar dis wanneer my hart in lyn is met God se woord en met sy wil. En dit is wat Christus vanaand vir ons wil openbaar, nie net deur woorde nie, maar deur sy voorbeeld. En dit bring ons by ons eerste punt vanaand, die oproep tot 'n Christus gesindheid. Soos ons nou gelees het in vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dit is die gesindheid wat in u en my lewe moet voorkom. Paulus sê ook in die begin met 4 gronde waarop hy sy roeping bou. Filippense 1 of 2 vers 1 sê, as daar dan enige troos in Christus is, enige bemoediging van liefde, enige gemeenskap van die Gees, enige innerlike liefde en meegevoel en ontferming. Hy sê en wese, as julle werklik Christene is, dan moet dit sigbaar word in julle houding teenoor mekaar. Sien liewe vriende, ons dink dat baie keer ons handel en wandel en waar ons met Christus staan word net geopenbaar teen ons verhouding met die Here. En dis nie waar. Keer op Sondag hanteer ons die samevatting van die wet waar Jesus Christus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, verstand en al jou krag. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie een? Nee, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. My verhouding met Christus moet geopenbaar word in my verhouding teenoor ander. Hoe ek ander hanteer en liefhet en omgee, is 'n openbaring van hoe my verhouding met Christus is. En daarom, as my verhouding met Christus nie reg is nie, sal my verhouding nie met my naaste reg is nie. Maar dieselfde is ook waar, as my verhouding nie met my naaste reg is nie, sal dit ook nie met Christus reg wees nie. Hierdie 2 loop hand aan hand en dit vorm omtrent 'n kruis, my verhouding met Christus en my verhouding met mense. Filippense 2 vers 2 gaan hy verder, hy sê, maak my bly deur eensgesind te wees, dieselfde liefde hê, een van sin, een van gees. Paulus weet, eenheid in die kerk is onmoontlik sonder 'n Christus gesentreerde uitkyk. Ek het al vir u keer op keer gesê, as ons vanaand iets moet soek om oor te verskil, sal ons almal iets vind. Is dit polities, is dit sport, wat ook al dit mag wees, ons sal altyd iets vind om oor te kan stry en beklei. Dit is maar net in ons as Afrikaner, dink ek. Dit is vir my eintlik lagwekkend, maar tog so waar, toe ek gister my kinders hoor speel het, terwyl die kerk nog oop was en niemand was hier nie. Toe kom sit Christian hierso en Sion sit op daai trappie. En Christian sê iets wat so waar is in die Christelike kerk. Hy sê, Sion, dit is my kerk en daai is jou kerk. Toe dink ek, dit is presies hoe ons Afrikaners is. Daai is jou kerk en my kerk. Ons skei vir mekaar, ons beklei en jy sien 'n ding anders en jy maak anders, maar Christus roep ons tot eenheid. Dit is wat hy van ons verlang. Dit gaan nie oor my politiese voorkeur, my uitkyk, my tradisie en my kultuur nie. Die saak en die een ding wat my en u vanaand roep tot eenheid en waarin ons nie kan verskil nie, is in ons eenheid in Christus om hom groot te maak en hom te vereerlik. Daarom gee Paulus vir ons die sleutel in vers 3 en 4 wanneer hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een hom hoër ag as die ander een. Dit is die voorbeeld wat Christus vir een vir my nagelaat het. Hy verklaar self dat hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien. En die God van die heelal laat 12 disippels bymekaar kom sit en hy buig op sy knieë en hy was elkeen van daardie disippels se voete. Vir Petrus was dit eintlik onnatuurlik, hy kan dit nie glo nie. Dit was vir hom amper tot 'n oneer om te dink, Here, nee.
Ek is nie waardig dat u vir my moet buig en verskoon nou die praktiese, maar hierdie vuil voete van 'n visserman moet was. En Jesus sê vir hom, as jy nie toelaat dat ek jou was, het jy geen deel aan my nie. En hy sê, Here, maar was dan my hele lyf, my hele liggaam? En Here sê, nee, net jou voete. Hierdie was nie net 'n verklaring, liewe vriende, van Jesus Christus se liefde nie, maar van sy nederigheid en sy diensbaarheid. Dit is die voorbeeld wat hy vanaand vir een vir my uitgelê het. Maar Jesus vra nie vanaand dat ons gou kom en moet uithaal, mekaar se voete moet net begin was nie. Nee, dis die voorbeeld wat hy gestel het. Maar hy vra vanaand dat ons elkeen mekaar moet hoor ag as onsself. Hy vra dat ons elkeen moet dien en help en vir omgee in wat hulle nodig het, in wat die behoefte mag wees. Dat ons onsself tweede sal stel, nie net aan God nie, maar ook aan ons naaste. Die illustrasie het ek al by 'n bidtuur vertel, maar ek wil dit graag weer met u deel. In die Himalayas is daar 'n tipe bergbok wat in die steilstuk van berge kan uitloop en die smalste van paadjies sit hy die een voet voor die ander voet. En soms gebeur dit dat twee van die bokke op hierdie nou paadjie loop en hulle kom van verskillende kante af en ontmoet mekaar in die middel. En wat dan gebeur het, hulle kan nie omdraai nie, hulle kan nie gou afspring en beweeg en mekaar plek gee nie. Hoe kom hierdie bokke by mekaar verby? Wel, die een moet buig, dat die ander een boor hom kan loop. Wil jy vanaand raai watter een van hierdie twee bokke buig? Die groter bok. Die groter bok buig, dat die kleiner bok boor hom kan beweeg. Dit sê nie vanaand, liewe vriende, dat ons moet buig, dat ander op ons kan trap nie. Maar dit beteken dat ons ander as kinders van die Here moet hoor ag, as 'n manier om hulle te dien, om hulle om te gee, om hulle te ondersteun en daardeur die gesindheid van Jesus Christus aan ander en die wêreld te openbaar. En hier kry ons twee fundamentele bewegings van Christus se verootmoediging wat hy van ons sal verwag. Af van selfgesentreerdheid en nie anders gerig te wees. Met ander woorde, my eie planne en my eie uitkyk. Vers 5 sluit die punt af, laat dan die gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dis nie net 'n voorstel vir een vir my nie. Dis 'n bevel. Dis 'n opdrag wat gegee is aan elkeen van die Here se kinders. Dis nie van as jy wil, as jy begeer, as jy dit wil hê nie. Dis 'n opdrag wat Jesus vir een vir my gee om soos hy gesentreerd te wees of ekskuus, 'n gesindheid van hom te openbaar en dit te hê. Dit is wat hy van een vir my afverwag. Vanaand beteken dit in my huwelik. Moenie vra wat kry ek daar uit of wat beteken dit vir my nie, maar hoe kan ek dien in die gemeente? Nie wat is my posisie of waarin staan ek nie, maar hoe kan ek ander help? Waar kan ek betrokke wees? Waar kan ek uitsteek en ander ondersteun? En selfs in konflikomstandighede wat ons almal ondervind, met vriende, familie, by die werk en die gemeenskap, moenie eers verdedig nie. Wees eerste om te luister. En baie keer is ons met iemand verskil. Wat maak ons? Ek hoor nie wat daardie persoon sê nie, ek kry my argument reg om hom weer verkeerd te bewys. Luister, deel. Moenie soek vir wie is reg nie, soek vir vrede, soek vir Christus en sy wil in daardie gesprek. Romeine 12 vers 3 sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort nie. Efesiërs 4 vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid en lagmoedigheid verdra mekaar in liefde. 1 Petrus 5 vers 5, wees almal met nederigheid beklee. Hierdie woord beklee, liewe vriende, praat nie net van aantrek en dit oor my dra en later aan uittrek nie. Dit praat daarvan dat dit deel word van my identiteit, dit wat aan ander geopenbaar word. Dink aan 'n tafel met 4 bene, as een been hoër as die ander is, staan die tafel skeef. En as van ons begin dink ek is belangriker of hoër as ander, wat gaan in ons gemeente gebeur? Dinge gaan skeefloop, dinge gaan verkeerd loop. Maar so moet ons elkeen onsself diensbaar stel aan Christus verander. In ons tweede gedagte vanaand sien ons Christus se selfontleding, die model vir ons nederigheid. Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit nie roof geag om homself aan die mens om aan God gelyk te wees nie. Dit beteken Jesus het nie sy godheid verloor nie. Hy het nie minder God geword as wat hy was nie. Hy het nie sy heerlikheid verloor nie, maar hy het dit vrywilligheid versluier, verberg, as ons dit so kan sê. Dat hy aan die mens gelykvormig kan word. Daarom het die Here Jesus Christus, alhoewel hy God is, volkome mens ook. Honger gehad, dors gehad,
Was hy moeg? Het hy geween soos ek en u geween het? En dis die kortste vers in die Bybel. Jesus het geween. En so, liewe vriende, is die openbaring van God se karakter vir u en vir my. God, die mens, Jesus Christus, wat homself ook noem die seun van die mens. Maar vers 7 sê vir ons, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt, soos ek vir u genoem het, 'n slaaf aan te neem. Dit is die openbaring van Christus se gesindheid. Gebore te word in armoede, nie in 'n paleis nie. Te leef sonder aardse mag, sonder 'n koninklike regering heiliglik op aarde. Ons weet hy sal dit eendag kom stig en bevestig, maar as 'n diensknegt, afhanklik te wees van sy Vader. Dat hy keer op keer moes bid tot die Vader, vra vir die Vader om hom te lei, om hom mag en krag te gee, om mense te dien eerder as om gedien te word. Matteus 20 vers 28 bevestig dit wanneer dit sê, soos die seun van die mens het nie gekom om te dien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Christelike nederigheid beteken vanaand vir u en vir my om my regte neer te lê ter wille van liefde. Om nie te sê ek is reg of dis my saak en ek is belangriker en groter nie, maar dit neer te lê vir God se wil. Om te dien selfs wanneer ek moeg is, selfs wanneer dit vir my onmoontlik voel en ek nie die krag sien daarvoor. Om stil te bly wanneer ek reg is, want liefde verdra alles. Mag ek vir u sê, dis moeilik. Dis moeilik wanneer ons die regsaak het en ek wil met ander beklei en sê hoe julle verkeerd is en ek reg is en hoe die manier hoe jy my hanteer verkeerd is en hoe ek reg is in die saak. Maar ek kyk ons weer na ons voorbeeld Jesus Christus vanaand. Terwyl hy voor Pontius Pilatus gestaan, aangekla word deur die Fariseërs en die Sadduseërs, het hy nie 'n woord geuit nie. In die antieke tyd was dit 'n verklaring van skuld, maar nie vir Christus. Van hom was dit 'n openbaring van sy gesindheid. Hy het geweet die kruis was nie iets wat hy moet verdedig of afweer, want hy was onskuldig. Hy was sonder sonde. Hy het dit nie verdien nie, dit het hom nie toegekom nie. En kan ek vanaand vir u sê, baie keer wanneer ek wil bid en sê, Here, dis onregverdig. Dit het nou gebeur, dit het nou plaasvind, dit het gesê word, dis onregverdig. Hoekom gebeur dit met my? Dan herinner die Here my keer op keer aan die kruis. Hoe onregverdig was die kruis van Christus? Hoe het hy dit nie verdien nie? Dit het hom nie toegekom nie. Daardie kruis was nie eers menslik vir Christus voorberei nie, maar vir 'n man met die naam van Barabbas. En ons vanaand is Barabbas. Ons het verdien om in daardie kruis te moet sterf, want die loon van die sonde is die dood. Maar hy wat geen sonde gehad het sonde geword sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. En daarom is ons oproep vanaand nie om te stry en te beklei en ons saak te verdedig nie, maar om die voorbeeld van Christus aan te neem. En dat selfs wanneer dit moeilik is en swaar is en ek wil uitroep, Here, dis onregverdig, dis nie reg nie. Ek sal herinner aan die onreg wat my Heer aangedoen is. En dat dit vanaand die oproep is vir elke kind van die Here. Want die Here vra en hy roep vanaand ons, neem jou kruis op en volg my na. Vandag hou die kruis vir my 'n pragtige beeld en boodskap in. Maar hierdie oproep, neem jou kruis op, was voor Christus se kruisiging. Vir daardie gehoor het die kruis een ding beteken, dood. Sterf in jouself, jou drome, jou begeertes, jou uitkyk, jou visie, daardie eie ek wat wil opspring, my reg wil verdedig, my sin wil hê, my begeertes wil uitleef, die vlees wat die oorhand wil kry, roep Christus vanaand en hy sê, sterf dit af. Lê dit af. Dit is wat vanaand gekruisig moet word, liewe vriende. Daardie begeertes aan gesindheid, wat nie in lyn is met Jesus Christus nie. Hy roep ons vanaand om hierdie voorbeeld van hom na te volg. Dan volgende die doel in vers 2. Sy maak my bly, Paulus nou, deur om eensgesind te wees, om soos Christus op te tree en te maak. Dit is tot wat hy jou en my roep en van ons afvra om na te speur en te doen as kinders van die Here. Om ons eie sin nie na te volg nie, maar Christus daardeur te verheerlik. Christelike nederigheid beteken om alles vir Jesus te gee. Al is dit moeilik. Vra vanaand vir jouself, waar hou ek vas aan my regte, my begeertes, dit wat ek wil hê?
Dink aan die gemeente van Laodicense, die laaste gemeente in Openbaring van die 7. Daardie gemeente kla Christus self aan. En hy sê, julle dink julle is ryk. Jy dink julle is volop en julle sien, maar is julle wat arm en naak en glanswaardig is. En dan sê hy vir die gemeente, as jy maar net warm of koud was, maar nou dat jy lou is, spieg ek jou uit my mond uit. En baie mense verstaan hy vers verkeerd. Hulle dink, moet ek nou warm of koud vir Jesus wees? Warm beteken goed, koud beteken sleg. Nee, liewe vriende. Christus verwys na water as iets wat 'n doel het en 'n doel verrig. Koue water het 'n doel, dit les my dors. Warm water is genesend, doen goed vir die liggaam as hy seer of pyn het. Maar lou water maak u en my braak. En dit is wat Christus of God daar vir ons beskryf. Hy sê, as jy maar net jou doel verrig het, die lewe uitgeleef het tot wat ek jou geroep het, maar nou dat jy maar in die middel is, lou, waar jy geen doel dien of beteken nie, spieg ek jou uit my mond uit wat jy is doelloos. Wat harde woorde is dit. En dan wil jy vanaand weet, wat beteken die gemeente se naam in Laodicense? Mense regte. Wat word vandag in ons kele afgedruk, wat almal moet hê, almal se mense regte. Hoe ek identifiseer, hoe jy met my moet praat, wat ek wil hê, hoe ek aanstoot neem as jy nie die regte ding sê nie, hoe ek jou kan aankla as jy net die verkeerde ding bewoord of sê. En ek kan vir u waarborg, liewe vriende, in die rigting wat ons land gaan dit nie land wees nie, wat jy vir mense kan sê, jy is 'n sondaar op pad hel toe, gaan dit haatspraak word. Dit is wat besig is om te gebeur in ons land. Regte, soos ek wil hê, soos ek begeer. En Christus roep vanaand, dat ons nie hierdie voorbeeld van die wêreld moet navolg en sê regte, my begeerte wat my toe kom nie, maar dat ons die gesindheid van Christus sal aanhang en sê, Here, maak nie saak wat dit my sal kos nie. Maak nie saak wat u van my afvra nie. Ek sal dit betaal. En liewe vriende, ek sidder vanaand soos ek hier voor u staan, want ek weet dit sluit my ook in. En dit is maklik om dit vanaand te uiter, maar ek vra vanaand en ek besef vanaand voor die Here wat dit vir ons gaan vra. Ek uiter dit vanaand, maar môre tref 'n uitdaging 'n mens. En waar's die moed en die hoop dan? Dit is maklik vanaand om hieroor te praat. Maar dit is so moeilik om dit na te volg. Om my eie begeertes en wil te moet neerlê. En te sê, Here, maak nie saak wat dit my kos en wat dit vir my afvra nie. Ek sal dit betaal. En dis hoekom ek sidder vanaand, liewe vriende. Want ek weet in die toekoms, nie net vir my nie, vir ons almal, gaan daar so gevalle kom. Wat Christus sê, is jy bereid? Is jy bereid om daardie prys te betaal? En ek sidder vir die Here dat ek nooit ooit hier op hierdie kansel wil staan en 'n oproep wil gee aan die gemeente wat ek nie bereid is om te betaal nie. Maar vanaand moet ek saam met u erken, o Here, ons is nie altyd bereid nie, maar kom maak ons bereid, kom maak ons gewillig. Dat ons u sal navolg en nie ons eie hart nie. Vra vanaand vir u self, waar moet ek leer om te dien eerder as om te eis wat my toe kom? Stel jou as 'n president voor wat sy amp neerlê, sy pak uittrek en as 'n straatveer begin werk. Nie as 'n straf nie, maar uit liefde vir sy volk wat omgee. Dit is maar 'n flou beeld van wat Christus vir ons kom doen het en vir ons kom openbaar en wys vanaand. Maar dan bring dit ons vanaand by ons derde gedagte, Christus se volledige vernedering, die kruis. In vers 8 van ons geleesde gedeelte lees ons daar saam, en in gedaante gevind as 'n mens, dat hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood van die kruis. En iets wat ek in die vanaand moet verstaan van die kruis. Die kruis was 'n vloek. Jesus was 'n vloek gemaak vir jou en vir my. Hy was verneder tot op die laaste vlak. Hy was verteer, gespot, opgespieg, sy baard was uitgeruk en getrek, en hy was gemaak tot minder as 'n mens. Sy eie skepper verneder hom so, en hy sê nie 'n woord terug nie. Hier sien ons 3 vlakke van vernedering. Eerstens, hy het mens geword, sy inkarnasie, nie reïnkarnasie nie. Ons glo nie as jy doodgaan word jy 'n skoenlapper of 'n dier nie, maar sy menswording. Die tweede vlak, hy is 'n dienskneg. En die derde vlak, dood tot die kruis. En as ons vanaand vir onsself moet vra, op watse vlak van verootmoediging kan ek myself bevind? Is ek vanaand net tevrede om te sê ek is 'n mens, 'n kind van die Here?
en ek het hierdie titel wat niemand van my kan wegneem nie. Is ek vanaand gewillig om te sê dat ek is bereid om 'n diensknegt te wees vir die Here, te doen en te werk vir hom? Of is ek self vanaand bereid om so laag te buig? Te sê, Here, dat ek my lewe sal aflê vir U. Alles sal doen vir U eer en nie vir myself nie. Die kruis was 'n skandelike dood, 'n kriminele dood, 'n vervloekte dood, sê Galasiërs 3 vers 13. Jesus het nie net vir vernedering ervaar nie, hy het doelbewus dit omhels vir ons redding. Hy het sonde geword dat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Johannes 10 vers 18 sê, niemand neem my lewe van my af nie, ek lê dit uit myself uit neer. Dit is wat Christus vir ons kom doen. Hy was nie in gevangenis geneem nie, alhoewel dit so geopenbaar is vir die Romeine. Hy het gewilliglik sy lewe afgelê. Daar was talle male waar die Fariseërs hom om die lewe wou gebring het en dit het nie gebeur nie. En Christus sê, want dit was nie sy tyd nie. Maar toe daardie tyd aanbreek en hierdie toets vir Christus voorgelê is, bevind hy homself op sy knieë in die tuin van Getsemane en hy bid tot God die Vader en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Want Christus het presies geweet wat nou met hom gaan gebeur. Eerstens fisies. Talemaal is Jesus by Jerusalem in en uit. En soos hy daar in en uit beweeg het, moes hy keer op keer gesien het hoe mense besig is om te sterf aan die kruis. En ek dink hoe moes my Heiland gevoel het in daardie tyd. Om te weet dat 'n paar jaar van nou af sal ek hier hang. Keer op keer stap hy daar verby en hy sien wat gebeur met ander en hy besef, dit is waar ek gaan. En hy vind homself in die tuin van Getsemane, waar hy vir God die Vader kom. Maar ek kan vanaand vir u sê wat Christus hier laat bloed sweet, dit was nie net die fisiese pyniging wat ingehou het. Dit was die geestelike las wat op hom gelaai was. 'n Las wat ons nooit sal verstaan hier op aarde. Sien liewe vriende, daardie beker wat Christus moes gedrink het, praat nie net van 'n fisiese beker nie, dit is die grimmigheid van God. God se toorn en haat vir sonde. Hoe hy dit wil uitwis en tot niet wil maak. En daar in daardie oomblik het Christus die toorn van God op homself geneem. Die sonde van die verlede, die hede en van die toekoms. Die mees wreedste, haatlike, grootste, ergste sonde wat daar mag wees, het hy op homself geneem en hy die laaste druppel van daardie beker leeg gedrink vir jou en vir my. Daar waar Christus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Is nie omdat God Christus verlaat het nie, maar is omdat Christus vir die eerste keer ooit beleef het wat sonde is. Waar hy beleef het die skeiding wat dit bring tussen God en die mens, het hy vir homself beleef. Dit is die prys, die vloek wat hy betaal het vir u en vir my. En dan sê die Here Jesus Christus daar, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Weer wil ek my verstout om te sê, sulke maklike woorde om te uiter deur ons. Here, nie my wil nie, maar U wil. Maar laat daardie beker vanaand by ons kom stil staan. Laat die Here vanaand vir ons kom openbaar die sonde in ons eie lewens, dit wat hom nie behaag nie, dit wat hom nie bly maak nie. En ons kyk in daardie beker en ons sien daardie slegte en lelike en verkeerde wat in my eie wese is. En Christus vra vanaand, is jy bereid om dit aan my oor te gee? Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Here, liewe vriende, vanaand word ons eintlik gekonfronteer en ek wil weer sê, ek sluit myself hierby in. Deur Christus se oproep, sal ek dit alles aan hom vanaand oorgee. Daardie hoogmoed en trots in my hart, daardie selfregverdiging, eie wil, begeerte wat in my broei en lewe, en Christus se wil in my lewe laat voltrek en geskied. Vir ons beteken dit vanaand ware verootmoediging is pynlik, te seer. Dit vra soms dat ons misverstaan moet word. Dit vra soms dat ons onregverdig behandel word. Maar dit is die pad wat Christus gestap het. En is die voorbeeld wat hy vanaand vir u en vir my nagelaat het. As ons Christus wil volg, kan ons nie die kruis vanaand vermy. Ons kan nie verby dit loop en net aangaan op ons pad as kind van die Here nie. Daar is vanaand 'n prys tot wat Christus ons roep.
'n kruis wat ons moet opdra. Daardie kruis, weet ek nie vanaand wat in u lewe mag wees nie. Maar ek is seker in hierdie boodskap en in hierdie week het Christus net soos by my, by u dinge begin openbaar en wys. En vanaand kom vra hy net weer, is jy bereid om daardie kruis op te neem? Is jy bereid al maak dit seer? Is jy bereid al is dit moeilik, al voel dit onmoontlik? Hoekom sal die Here so baie vir ons vra? Hoekom sal hy so baie vir ons vereis? Want wanneer ons hierdie prys vergelyk, liewe vriende, met die prys wat hy betaal het, kan dit nie vergelyk word nie. In die ou dae het hulle waarde van goed geweeg om te kyk. Hoeveel waarde is iets, dan sit hulle dit op 'n skaal en wanneer dit uitbalanseer, dan weet hulle dit is soveel werd soos hierdie dat hulle kon ruil. Maar wanneer ons die kruis aan die een kant van daardie skaal kom sit, en ons kom sit ons opoffering en diens en liefde en omgee en opoffering vir Christus, sal dit nooit daardie kruis laat beweeg, eers in die kleinste geval. Dit is tot wat Christus een my vanaand roep. 1 Petrus 2 vers 21 sê, Christus het gelei en vir ons die voorbeeld nagelaat. Lukas 9:23, as iemand agter my wil aankom, Christus roep ons vanaand tot dit. Moet hy, hoor mooi weer, moet hy homself verloon. Verloning is wanneer ek myself in die rug steek. Wanneer ek sê, my begeertes, my drome, my visie lê ek af. En ek volg hom na en ek neem sy kruis op. 'n Brug dra gewig sodat ander veilig kan oorsteek. Sodat Jesus die gewig van sonde gedra en roep hy ons ook vanaand om ander te dra. Dan vanaand in ons laaste gedagte sien ons God verhef die verootmoediges. Vers 9 en 10 sien ons die voorbeeld van Jesus Christus. Dat hy nie net te neergedruk is en tot niks gemaak is nie, maar dat God hom verhef het en hom 'n naam gegee het bo elke naam. Vers 9 van ons geleesde gedeelte sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Omdat Christus gewilliglik homself verneder het, het God hom verhoog. En het hy 'n naam gekry bo elke naam. Dat in die naam van Christus elke siel gered sal word. Sien, liewe vriende, dit is wat Christus uniek maak in die drie-eenheid van God. Is dat God hom sentraal laat staan het in die boodskap van die woord. Dis hoekom ons ook getuig en sê ons is 'n Christus gesentreerde kerk. Dit beteken glad en al dat ons God die Vader of God die Gees enigstens minder ag nie. Maar dit beteken dat ons besef dat deur Christus alleen, hy is die weg tot ons saligheid. Hy is die weg tot ons heiligheid. Hy is die weg tot ons heerlikheid wat ons kan vind. En daarom staan ons Christus gesentreer as 'n kerk saam. Dit is tot wat die Here een my roep en vir ons afvra om te doen. Die woord daarom is belangrik wat hier vir ons gesê het. Christus se verhoging is die goddelike reaksie op sy nederigheid. Wat sê die Here vir ons in Jakobus? God weerstaan die hoogmoediges. Hy staan teen hulle amper in oppositie. Hy haat hoogmoed, hy haat trots. Dit was die sonde van die Satan. Hy het begeer, hy wil op die troon van God sit en daarom is hy uitgewerp. Dit was die sonde van Adam. Hy het begeer om soos God te wees. Dis die oorspronklike sonde wat gelei het tot die mense ondergang en dit lei nog tot so baie van ons eie wanneer dit ons in hoogmoed en onsself wil optree. En daarom sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die ander kant sê dat hy verhoog die wat versla is, die wat neergedruk is. Verneder julle voor God en hy sal julle verhoog, sê Jakobus 4 vers 10 vanaand vir ons. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, is die oproep van 1 Petrus 5 vers 6. Ekskuus. Dis wat die Here vanaand van ons afvra. Lukas 14 vers 11 sê, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. As jy nou nederig die Here dien, God sien dit, God eer dit, en God sal dit verhoog op sy tyd. Nie op ons tyd en in ons maniere soos ons dit begeer. Om te dink, Here, as ek nou nederig genoeg is, dan sal ander dit begin raak sien. Nee, die Here sê self,
dat wanneer ons liefdadigheid betoon, nie net in finansies nie, in my diens tot die Here, doen dit in die privaat. Hoekom? Want as ek dit nie openbaar doen, dan is my loon daarmee weg. As ek dien sodat ander my kan raak sien, dan kom hulle vir my, dankie, ons waardeer dit, en dis jou loon. Maar as ek in die privaat die Here eer in dien, sê die Here, sal hy my ook nie openbaar, daarvoor kom eer. My loon tot Christus is iets wat ek vir hom doen, per ander, sonder dat iemand weet. Nie om eer te ontvang van ander nie, maar om loon te ontvang van my Heiland. 'n Saad moet eers in die grond sterf, voordat dit kan groei. Nederigheid is God se saad vir geestelike groei. 'n Sterwe moet plaasvind, die eie ek, my begeertes, my drome, my visie, moet niks word, dat Christus in my lewe kan opspring, kan groei en toeneem, dat ons mag vrug dra, 30, 60, 100voudig. En ek wil vanaand vir u vra, wie geniet van 'n boom se vrug? Die boom self? Nee, ander. Ander geniet van die vrug van die boom. Ons wat vrug dra is nie om onsself te verheerlik of bo ander te plaas nie, maar is om onsself diensbaar tot ander te stel. Vanaand, liewe vriende, sien ons is die radikale keuse wat vir een vir my voorgelê word. Sal ons leef soos 'n Adam wat wil opklim en soos God wees, of sal ons vanaand lewe soos die tweede Adam wat die woord sê, Christus, wat afgebuig het om te red? Vanaand roep die Here en hy vra om ons gesindheid, om ons ingesteldheid soos sy beeld te maak, om te strewe om te wees meer en meer soos Jesus. Die Here wil nie vanaand jou persoonlikheid kom verander nie, maar hy wil dit vorm en onder sy wil kom plaas. Hy wil nie vanaand jou heeltemal tot niet maak en uit niks uit opbou nie, maar hy wil jou vorm na sy beeld, dat wanneer ander mense na ons lewens kyk, hulle Christus sal raak sien. Soos Moses vir die berg van verheerliking afgekom het, het sy gesig gegloei en daar het 'n vrees op die volk geval. Waarom? Want hulle kon sien, hy was in die teenwoordigheid van God. Wat sien mense vanaand, wanneer hulle na jou en my lewe kyk? Sien hulle vanaand my trots, my eer, my hoogmoed? Of sien hulle vanaand raak Christus? Mag ons vanaand bereid wees, liewe vriende, nie net om die knie te buig nie, maar om daardie beker te drink en te sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Mag ons vanaand bereid wees om gevorm te word, gebreek te word, gesmeld te word, dat ons die beeld van Christus in ons lewens mag weerspieël. Mag die Here ons help en ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Here, dankie vanaand vir u woord. Maar Here, vanaand is daar so 'n groot oproep. En ek dink, Here, as ons die tyd neem en die kosteberekening wat dit van ons afvra, dan sal ons besef, dit is eintlik onmoontlik as u nie met ons is nie. Ek herinner my waar iemand een keer gebid het, Here, ek is nie gewillig nie, maar ek is gewillig om gewillig gemaak te word. En dalk is dit nodig vir ons vanaand. Om te sê, o Here, hierdie is so groot berg, so groot verwagting om minder te word, om op te offer, om alles te gee. Maar wanneer ons dit kom meet aan wat u vir ons gedoen het, word daardie berg gemolshoop in vergelyking. Vanaand kom roep u ons nie net tot 'n standaard nie, maar u kom roep ons tot u standaard, wat u self geleef het, self gedoen het, self gemaak. Maar Here, wil u nie vanaand in ons harte kom sien, daar waar ons tekort skiet nie. Kom u help ons om dit te identifiseer. Help ons om dit te bring na die kruis, wat ons weet altyd vir ons vergifnis is, herstel is. Mag ons vanaand kom put uit die onputlike bron van die kruis van Christus en in u heiligheid kom lewe. O Here, help ons om waarlik alles vir u te gee en niks terug te hou. Laat ons daardie offer op die altaar kom neer lê, al kos dit wat. Dankie Here vanaand vir u woord. Dankie vir die voorbeeld wat u vir ons vanaand kom neerlê. Dankie vir die kruis wat u dit vir ons kom openbaar het. Here, maar vanaand sien ons die pad wat ons moet stap. Maar sal u ons nie kom help om daardie tree vir tree van vanaand af vorentoe te neem. Ons bid dit en vra dit van u af, o Here Jesus. In die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.